mag die Gees van God gee, dat elkeen wat hierdie boodskap vanoggend hoor, het sy of dit hier is, of dit dalk by die opname is na die tyd, dat die Gees van God werklik in elkeen van ons sal werk, en ons tot nuwe insigte, tot beter insigte sal bring. Hoe vergewe 'n mens? Hoe kry ek en jy dit reg om iemand wat teen my verkeerd opgetree het, iemand wat iets verkeerd teenoor my gesê het, iemand wat dalk bloot met sy houding en sy gesindheid en met sy doen en late my te nagekom het? Hoe vergewe ek so iemand? En daarom hoor u ek verpersoonlik dit weg van die tema, hoe vergewe 'n mens, nou hoe vergewe ek? En dan kan ek nie vanoggend namens Anet praat nie. Hoe vergewe ek? Die opdrag om te vergewe staan baie duidelik in die Bybel. Ons lees daar in Matteus 18 vanaf vers 21 tot 35 en dan veral in vers 35 waar die Here Jesus oor vergifnis praat, dan sê hy, so sal my Vader wat in die hemel is ook met julle maak as julle nie elkeen sy broer van harte vergewe nie. Hoor jy mooi? So sal my Vader wat in die hemel is ook met julle maak as julle nie elkeen sy broer van harte vergewe nie. In Efesiërs 4 vers 32 staan daar, wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar en vergewe mekaar soos God julle ook in Christus Jesus vergewe het. En dan vind ons vers 13 van ons geleesde gedeelte, wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Stormagtige tye het geheers in hierdie gemeente die afgelope 4-5 jaar. Soos wat ek begin kans kry om by mense uit te kom met huisbesoek, met siekebesoek, ondervind ek ongelukkig steeds dat daar 'n groepie is wat een manier dink en doen en die ander groep anderster dink en doen. Het jy al vir een oomblik gedink, wat gaan met ons as gemeente gebeur as die woord van God sê, wees geduldig met mekaar en vergewe? Het jy al gedink, een oomblik, wat gaan met my en jou gebeur as ons nie bereid is om die strydbuil te begrawe en tot eer van God as eenheid van die gelowiges hier te sit nie? So sal my Vader wat in die hemel is ook met julle maak as julle nie elkeen sy broer van harte vergewe nie. Nou is die vraag, kan 'n mens dit regkry? Kan 'n mens regtig op die punt kom wat ek die persoon wat my in my eie verwysingsraamwerk te nagekom het, vergewe? Hoe gaan ek dit regkry? Hoe gaan ek met die lewe kan aangaan asof niks gebeur het nie? En terwille van die onthou van die prediking vanoggend en die boodskap, wil ek hê dat ons die woordjie vergeef in 2 dele preek. Ver en geef. En dan moet jy sommer dadelik onthou, geef is die Nederlandse woord vergee. Maar ek wil hê ons moet eers stil staan by die eerste gedeelte van die woord, die vir. Hierdie paar letters behoort ons altyd daaraan te herinner dat vergewe, en hoor nou mooi, 'n vermoë is wat van God afkom. Vergewe is nie in die menslike natuur nie. Vergewe is 'n vermoë
wat van God afkom. Om iets te kan vergewe is nie wat spontaan uit die mens hart kom nie. Dit is 'n gawe van God. En hy gee die wat hom vra daardie vermoë. Alexander Pope het een keer gesê, en soos jy kan aflei is hy 'n Engels sprekende, en hy het gesê, to err is human, to forgive is divine. is divine. Nou ek het dit probeer vertaal deur vir u te sê, om te dwaal of te fouteer is menslik, maar om te vergewe is goddelik. En met hierdie woorde som hy eintlik die hele saak so baie mooi op. Dit is deel van die menswees, dit is ons menslike aard, dat ons eerder die slegte situasie verder sal versleg, as om dit aan te pak met die bedoeling om reg te maak, om heel te maak. Waar opbou en heel maak wel plaasvind, is dit 'n teken en 'n bewys van God se liefdevolle betrokkenheid en sorg. Ek wil weer die sinnetjie lees. Waar opbou en heel maak wel plaasvind, is dit 'n teken en 'n bewys van God se liefdevolle betrokkenheid en sy sorg. En nou wil ek die sin negatief draai. Waar opbou en heel maak nie plaasvind nie, is dit 'n teken en 'n bewys dat God se liefdevolle betrokkenheid en sorg nie teenwoordig is. Dit klink bietjie harder op die oor, as ons na die negatiewe sin kyk. En wanneer God deur ons werk, dan sê Filippense 4 vers 13 ons tog vir ons, is ons tot alles in staat, deur God wat vir ons die krag gee. En dit is die belangrike ding om te onthou wanneer u en ek oor vergifnis dink, maar ook oor vergifnis praat. Die Here gebruik ons soos 'n pyp of 'n kanaal. Ons ontvang aan die een kant van die Here af, en aan die ander kant gee ons uit dit wat ons ontvang het. En wanneer hierdie pyp of die kanaal nie meer deurgee nie, met ander woorde, wanneer daar 'n verstopping is, word hy vervang, omdat hy nie meer aan sy doel antwoord nie. Hy is verstop. Hy kan nie meer doen dit waarvoor hy vervaardig is. En nou kom die vraag vanoggend hard en duidelik tot jou en tot my. Is jy 'n verstopte Christen? Is jy iemand wat net eie belang soek en erkenning vir jouself najag? Die Bybel leer ons dat die Here se doel met sy uitverkiesende volk is, dat ons sy liefde vir ons sal deurgee. En ek is dus daardie pyp, wat dit wat ons aan die een kant ontvang, aan die ander kant moet uitgee. Anders is ons verstop, en gaan ons vervang word. Die rede hiervoor is omdat God se liefde die vermoë het om heel te maak, om vrede te bewerk en om op te bou, sy koninkryk op te bou. Wanneer die skrywer in vers 17 die gelowiges oproep om in die naam van die Here Jesus dinge te doen en te sê, beklemtoon hy juis hierdie waarheid, dat alle mag aan die Here Jesus Christus behoort, en dat elkeen wat in die afhanklikheid tot die Here buig, dinge sal kan doen, dinge sal kan sê, wat met die wil van die Here ooreenkom. Maar as u en ek ons eie wil najaag, dis dan wat ek die foute en die oorsake soek. Dis dan wat ek die saak eerder wil versleg, as om met iemand te gaan praat om dit op te bou en heel te maak. Nou weet ons mos hoe moeilik dit is om vir hierdie vermoë te vra, nie waar nie? Die hartseer deel hiervan is dat daar twee redes is waarom ons en ook baie ander mense
sukkel en soms weier om tot vergifnis te kom. En die eerste is, geleerdes wys daarop dat wanneer mense in verhoudinge seer kry, hulle 'n gevoel van magteloosheid ervaar. En een van die maniere om hierdie gevoel van magteloosheid teen te werk, is om met woede teenoor hierdie oortreder te leef. Hierdie woede gee vir 'n mens 'n gevoel van in beheer wees. Die tweede rede is, waarom baie mense nie tot vergifnis kan oorgaan nie, is omdat hulle meen dat dit 'n teken van swakheid is, dat dit 'n teken van oorgawe is, dat hulle nou deur vergifnis eintlik die stryd verloor het, en dat die ander een eintlik reg was en ek verkeerd. Hoor u hoe korrup is ons denke? Hoor u hoe wêreldsgedryf raak ons wanneer ons met ons medebroer en suster in stryd raak of verskil? Die enigste waarheid wat ons kan vrymaak van hierdie vrese is die waarheid van die kruis. En dit bring ons by die tweede deel van die woord vergeef, naamlik geef. Die skrywer van die Kolossense brief stel dit onomwonde dat die Here Jesus almal se sondes vergewe het en van ons weggeneem het. Dit het gebeur toe hy as offer vir ons sondes aan 'n kruis gehang het op Golgotha. In Hebreërs 10, vers 12, 14, 17, 18, sê die Hebreërs skrywer uitdruklik, maar Jesus Christus het een offer vir die sondes gebring en vir altyd aan die regterhand van God gaan sit. Deur die een offer het hy die wat vir God afgesonder word, vir altyd volkome vrygemaak. Aan hulle sondes en aan hulle oortredinge, sê die Here, sal ek nooit meer dink nie. Waar die sondes vergewe is geen offer daarvoor meer nodig nie. Hoor jy dit, my liewe broer en suster? Vergifnis is 'n liefdesgeskenk. Dit is iets wat God vir ons as mense gee en wat u en ek moet gaan uitdeel. Dis iets wat u en ek nie hoef te verdien nie. God gee. Wat maak ek en jy daarmee? God gee sy liefde in die daad van vergifnis. Hoekom? Omdat die offer daarvoor reeds gebring is aan 'n houtkruis op Golgotha. Hy gee dit omdat ons dit nodig het. Omdat ons daarsonder nie in vrede met God en ons medemens kan leef nie. En ook omdat ons daarsonder nie kan word wat God wil hê ek en jy moet wees nie. Nie een van die dinge wat God wil hê dat ons sal word en wees. Die een ding is vredemakers. Dit is die rede hoekom u en ek vergifnis van God ontvang het in sy seun Jesus Christus. Hy wil hê dat die liefde wat ons van hom ontvang, ons sal verander, ons sal beweeg, ons sal in staat stel om gebroke verhoudings heel te maak en versoening met God te bewerkstellig. Hoekom? Om in vrede met mekaar te kan lewe, in 'n geloofsgemeenskap, 'n eenheid te vorm tot eer van God. Dit kan slegs gebeur wanneer ons met die sonde van ons medemens en ons eie gebrokenhede, as God iets daarmee maak. Wanneer u en ek nie meer daaraan dink nie, want die prys is reeds daarvoor betaal, die offer is gebring en niks is meer nodig nie. Jy sien, geliefdes, wanneer iets gegee word, het dit aanleenlik betekenis en waarde. Wanneer iemand dit wat jy vir hom gee toeëien, sy eie maak, wanneer dit gevat word, wanneer dit aanvaar word. God het sy liefde in en deur Jesus Christus gegee vir 'n omdat en vir 'n sodat. Omdat hy weet dat ons niks sou kon doen om vrede en versoening te bewerk nie, het hy dit gegee. Die tweede omdat is,
Hy het gesê dat die ewige dood die straf op ons sonde is. Maar dan het hy dit ook gegee, sodat slegs die kruisweg die pad na God kan herstel. As u en ek gevul met die gees van God lewe, dan het ons 'n brandende begeerte om vergifnis uit te deel, om reg te maak. Nie om vergelding te soek nie. Nie om my eie ek op te blaas, ek was reg en jy was verkeerd nie. Het jy ons gesê nie. Dan soek ons die liefde van God in ons handelinge elke dag. En dit is gewoonlik hier waar nog 'n knoop lê waarmee ons oor vergifnis dink en hoe ons daaroor praat. Om God se liefde te aanvaar beteken aan die een kant dat ons getroos kan lewe met die wete dat ons sondes vergewe is en daarom in vrede en in versoening met God kan lewe. Maar dit hou ook aan die ander kant vir ons in dat ons sal moet aanvaar dat die weg van die liefde nie altyd maanskyn en rose sal wees. Die Here het elkeen van ons individueel geskape. Daar is nie nog een soos jy nie. Is dit nie dan logies dat ons van mekaar gaan verskil nie? Die vraag is, hoe verskil ons van mekaar? In 'n geveg, in 'n stryd? Of verskil ons oor die saak wat baie groter is as enige een van ons? Die liefde wat ons van God ontvang deur hierdie vergifnis heen, roep ons ook op tot die weg van selfopoffering en die kruisiging van my eie belang. Jesus was ook 'n diensknegt van die liefde en kyk maar net langs watter weë hy in die naam van liefde moes loop. Die tuin van Getsemane is vir ons 'n baie mooi voorbeeld. Diensbaar wees aan die liefde het ingehou dat hy bloed gesweet het. Diensbaar wees aan die liefde met die oog op die vergewing van sondes het Jesus blootgestel aan uiterste forme van selfopoffering en die kruisiging van eie belange. Is een ek bereid om dit te doen? Of gaan ek liewer my stryd met my broer of my suster aanhou aanknoop en dan gaan ons maar aanhou twee groepies in ons gemeente vorm, of gaan ons vir 'n slag God se gees in ons laat lewe? Die gebed wat Jesus gebid het, vertel die volle verhaal. As hy sê, nogtans, nie soos ek wil nie, maar soos u wil. Die vraag is dus vanoggend, wat is ek bereid om te aanvaar van die liefde van God? Net die mooi en die blye boodskap, net daardie deeltjie wat sê, jou sonde is jou vergewe, jy is versoen van God. Maar wat van die ander kant van die liefdesgebod? Die kant wat in staat wil stel om jouself te kruisig, om nie meer te dink aan dit wat verkeerd is nie, om nie eie belange na te jaag nie. U weet tog, geliefdes, in ons regstelsel en in die geregtigheid werk dit so dat jy is onskuldig totdat jy skuldig bewys word. Maar in God se liefde en geregtigheid werk dit andersom. Jy is skuldig totdat jy vrygeskeld word en dit aanvaar. Na aanvaarding van die vryspraak van die sonde neem God ons in sy diens en hy beloof dat hy ons deur geloof, hoop en liefde end uit sal dra. Dat die liefde nooit sal vergaan nie. Maak nie saak waar ons pad langs lei nie. Sê dit so pragtig in Romeine 8. Niks kan ons skei van die liefde van God nie. Is dit nie goeie nuus nie? Die vermaaning, vir so lank as wat ons in die liefde bly en doen wat die liefde van ons vra. Kan ek 'n ander mens vergewe? Is dit moontlik om te vergewe en te vergewe? Dan wil ek vanoggend vir u sê ja, 1000 maal ja, want as die gees van God in jou lewe is, kan jy nie anders nie. 'n Mens kan 'n medemens vergewe en die onreg wat hy jou aangedoen het vergeet. Wanneer jy 'n paar
puntjies in gedagte hou. Onthou dat vergifnis 'n vermoë is wat God aan elkeen van hom wat daarvoor vra en bid gee. En die vermoë is om nooit weer daaraan te dink nie, omdat die prys daarvoor reeds betaal is. Vergifnis is moontlik wanneer ons aanvaar dat die liefde altyd daarop gerig is om vrede en versoening te bewerkstellig. Dit is hoekom ons, wanneer ons van die liefde lees en leer, altyd van selfkruisiging, van selfopoffering lees en leer. Die eie ek moet minder word en God moet meer word. Vergifnis word 'n moontlikheid en 'n werklikheid daar waar die voorbeeld van Jesus voor oë gehou word en die oordeel van aan God oorgelaat word. Die vermaning is vanoggend: as jy nie bereid is om te vergewe nie, gaan kyk na jou geestelike lewe. Gaan kyk of die Gees van God werklik alles in jou lewe is. Gaan maak reg, want dit is wat God van ons vra. Mag die Here ons deur sy woord en Gees help om die daad van vergewe en vergeet as gawe van God af te bid, elke dag, tot sy eer en tot sy verheerliking. Amen. Kom ons bid saam. Here onse God, ten spyte daarvan dat U elkeen van ons vanoggend en ook hulle wat moontlik luister na die opname oor die vingers tik, wil ons steeds juig, wil ons steeds jubel, omdat U vir ons 'n lig vir ons pad en 'n lamp vir ons voet is. Here, wil ons steeds U naam groot maak en U die lof besing tot in alle ewigheid. Dankie Here, dat U elkeen van ons vanoggend aan die hart kom gryp en kom sê, vergeet vir 'n slag van jouself. Maak jouself minder, jy is nie so belangrik soos wat jy dink jy is nie. Maar maak God alles, in almal en vir almal. Here, ons is sondaar mense. U woord sê ons is geneig tot die kwaad en daarom pleit ons vanoggend met alles in ons hele menswees, dat U deur die werking van die Heilige Gees ons denke sal kom verander. Ons word so gekondisioneer deur die wêreld en sy standpunte en sy sieninge, dat ons die wêreldse neiging in ons kerke wil indra. En Here, wanneer ons nie meer by God uitkom nie, dan begin ons die gode van die wêreld najaag. En bewaar ons asseblief daarvan. Gee dat U woord alles in ons lewens sal word. Gee dat ons met alles wat ons doen en sê, U beeld sal najaag. Ruk hierdie harte van klip uit ons uit en gee vir ons harte van vlees, wat U liefde aan die een kant inneem, maar aan die ander kant uitdeel, dat elkeen van ons 'n skoon en 'n oop pyp kan wees in U watersisteem. Dat U genade mag vloei so strome van seën van bowe. En dat elkeen van ons instrument kan wees in U hand. Here, ons dink vanoggend aan elke gemeentelid wat hier is, maar ons dink ook aan elkeen wat nie hier is nie, en ons wil bid dat U elkeen van ons sal gebruik as instrument om hulle te gaan soek en hulle te gaan haal en hulle te gaan terugbring, dat hulle kan kom deel in die vreugde van U woord. Ons dink aan hulle wat siek is. Dink aan Tannie Letty van Antwerpen wat op hierdie stadium moedeloos is. Here, dat U vir haar sal seën met U wysheid, met U krag, met U insig.
dat U vir haar ook vrede sal gee met wat in haar lewe aangaan. Dankie dat ons kon verneem gister dat dit soveel beter gaan met oom Kobus. Here, dis maar wat ons van weet, maar ons dink ook vanoggend aan hulle van wie ons nie eers weet nie. Ons dink aan hulle wat nie hulle tekortkominge of hulle swakhede aan die groot klok wil hang nie, dat U ook verlede week en hierdie week wat kom, U hand van seën en beskerming oor daardie chirurge se hande sal wees, dat U die groot chirurg sal wees, sodat dit wat gedoen word, tot U eer kan plaasvind. Dankie vir oorweldigende liefde wat ons uit die Vaderhand ontvang, nog voordat ons kon vra. Maar Here, leer ons om te bid en te vra, dat vergifnis ook 'n realiteit in ons gemeente sal word. Ons pleit dit in diepe afhanklikheid in die naam van Jesus Christus. Amen.